Aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Vriende, broers en susters, dit is hoe Petrus ons verwelkom in 2 Petrus 1. Baie welkom ook vir elkeen van u wat ingeskakel is vandag en wat saam met ons hierdie paar Sondae gaan deel oor 2 Petrus 1. U kan terugblaai op die YouTube kanaal wat ons het. Ons het al 'n reeks oor 1 Petrus gehad en nou het ons ook 'n reeks oor 2 Petrus. Kry vir u die prentjie, kry vir u die beeld. 'n Pa of 'n ma wat die kinders bymekaar roep om 'n tafel. En dan wil hy of sy met hulle ernstig praat en sê, weet jy, ek het nie meer lank oor om te lewe nie. Maar ek wil vir julle 'n paar dinge onderstreep, wat ek vir julle oor die jare geleer het, en dan wil ek ook 'n paar dinge vir julle sê, waarop julle bedag moet wees vir die toekoms. Sien jy daar die uitdrukking op die kinders se gesig, die pa of die ma wat hierdie nuus moet oordra? Dis nie gemaklik nie, dis nie altyd gerieflik nie, en dis selfs partykeer 'n skok. Maar dit is die beeld waarmee Petrus besig is. Hy weet, ons sien 1 Petrus 1 daar by vers 14 rond, sien ons, hy weet wat gaan gebeur. En dat die mense vervolg word, en die Christene vervolg word. Dit is hoekom 1 Petrus 1 dit ook vir ons mooi so beskrywe in sy brief, aan sê hy skryf vir die mense wat nou verspreid is oor Klein-Asië, en hy gesels met die mense en sê, maar julle wat al wat 'n versoeking onderworpe is, en julle wat op verskillende plekke julle geloof moet uitleef, ek vra dat julle saamgebind word. Dit is sy beroep in 1 Petrus, die hele brief. Maar nou kom hy in 1 Petrus 2, dan sê hy, maar nou wil ek vir julle dit onderstreep wat ek vir julle gesê het, waarin ons glo, maar ek wil ook hê, julle moet let, daar is nou mense wat vir julle wil van koers afbring. Hy noem hulle dwaalleraars, daar is sê maar kerke, daar is gelowe, wat nou vir julle ander dinge wil vertel, as wat julle geleer het, of waarin julle vashou. En dit is waarby ons vandag is. So, wil jy nie graag ook daar, sommer net, waar hy is, die pause-knoppie druk, die stop-knoppie druk, dan lees jy dalk 2 Petrus 1. Daardie hoofstuk, lees dit sommer so 2-3 keer by jouself deur. Ons gaan na 'n paar tekste verwys, maar lees daar die paar tekste van 2 Petrus 1, sodat jy ook kan sien, wat is Petrus sy hele gesprek, as hy dan nou saam met ons om die tafel sit vandag. Hy begin in 2 Petrus 1 vers 3, dan sê hy, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het. Nou ons dink baie keer andersom as mense. Ons dink soms, ons moet eers kwalifiseer, of laat ons eers die volgorde reg kry, ons moet eers hard werk, sodat ons kan kry dit wat God vir ons geskenk het. Of ons moet dalk eers kwalifiseer vir dit wat hy vir ons moet gee. Ons sê ook soms, ag weet jy, ek het nie die sterk geloof nie, ek het nie die geduld nie, of ek kan nie so vergewe soos wat Christus sê nie. En nou sê Petrus in die brief, hy sê, onthou julle wat nou hierdie boodskap hoor, pa, onthou dit as jy dit vir jou kinders vertel, maar onthou as jy dit nou oordra, daardie tyding. Julle moet weet, julle het in Christus alreeds al hierdie dinge ontvang. Dis nie iets wat iets ver is nie. Julle hoef nie te kwalifiseer nie, in hom het ons alles alreeds ontvang. Ons leef nie uit 'n geestelike bankrotskap uit nie. Ons leef reeds uit die oorvloed uit wat hy vir ons gee. Uit dit wat Christus vir ons kom gee het. En dan sê hy, maar dit wat julle in Christus ontvang, moet ook groei. Dit moet vrug dra. Dan gebruik hy nou sê, geloof, deeg, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, broederliefde, liefde, hoe die een na die ander ene groei. Jy kan nie net stagneer, jy kan nie net dit ontvang
en dit daar los nie. Die verwagting is dat die gelowiges, die Christene met wie Petrus ook hier praat, julle moet nou groei en sterk word uit dit wat julle ontvang het. Ons moet ook verder onthou, Petrus sit nou nie lekker in so 'n gemakstoel en hy sit te gesels en praat, sodat ek die voorreg het om vandag met u te kan praat nie. Hy sit met hierdie bedreiging van Nero wat besig is om die Christene te vervolg en dood te maak. En hy wat Petrus weet, sy tyd is min. So ons kan hom ter harte neem, want hy praat uit sy hart uit, hy praat vanuit sy oortuiging uit. En daarom gee hy eintlik vir ons hier in 2 Petrus 1, 3 groot waarhede. As jy nou daardie paar verse gaan lees, gaan jy dit agterkom. Hy gee vir ons 3 groot waarhede. Hy sê, die eerste waarheid is, die grootste gevaar is nie rondom ons nie. Die grootste gevaar is eintlik in ons. Die grootste gevaar is nie rondom ons nie, die grootste gevaar is eintlik in ons. Ja, dinge soos inflasie, oorlog, siekte, kanker, wat dit ook al mag wees, politieke geweld, misdaad, al hierdie dinge is slegte dinge. Dis dinge wat vir my en vir jou ontstel. Dis dinge wat rondom ons elke dag aan die gebeur is. Ons kan nie daarvan wegkom. Hy sê dit is sleg. Maar hy sê die slegdeel lê daarin dat ons in vers 9 die grootste gevaar is dat ons geestelike sig verloor. Kom ek lees vir vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Hier onderstreep hy weer, hy sê dit wat ons al reeds in Christus ontvang het, in oorvloed. Sê maar, ons maak die fout om te dink, die gevare lê rondom ons in die eerste plek. Dit lê daarin dat ons sig verloor, dat ons nie gefokus bly op Christus nie. Mense verloor nie in die eerste plek hulle besittings en hulle geld en dinge wat vir hulle belangrik is hier. Luister maar mense se stories. Mense verloor baie keer hoop en dan verloor hulle al hierdie ander dinge. Nou onlangs het hulle onderhoud gehad met 'n paar van die bekende golfers ook. En sommer net so informeel gesels met die golfers. En hulle almal was dit eens om te sê, wat is nou van die moeilikste houe om te speel? En dan het hulle gesê, maar die afslaan, die dryfhou, is 'n moeilike hou. Want jy wil graag in die speelveld beland. Maar die moeiliker hou van die klomp, is daar die 1 of 2 meter pad op die setperk. Want dan begin jy jou tyd vat, en dan is die mense rondom die setperk, en almal staan in afwagting, en jy stap van hierdie kant af, en die setperk kan dalk die bal laat draai na hierdie kant toe, en dit kan dalk na hierdie kant toe draai, en hierdie professionele golfer was dit eens, dat daardie pad baie keer moeiliker is, as wat die afslaan is. En die eenvoudige rede is, jy verloor baie keer jou fokus. Daar op die setperk, daar die hou wat jy moet uitvoer, dan verloor jy jou fokus. Want jy's op al wat 'n ander ding, wat kan moontlik verkeerd loop? Wat kan gebeur? Die mense rondom jou, en dit is iets wat Petrus onderstreep in 2 Petrus 1 vers 9, dan sê hy, julle moenie julle sig verloor nie. Moenie ingesluk word met die dinge rondom jou nie. Ja, dit is sleg, hy erken, dit is sleg, die omstandighede is nie gerieflik nie. Maar behou die fokus op Christus, want dit is wat julle aan hom ontvang het. Die tweede waarheid, dit was die eerste waarheid, dat die grootste gevaar is nie rondom ons nie, is binne in ons, dat ons soms ons sig verloor. Die tweede waarheid, God beloof nie om môre alles oor te neem nie. God beloof nie om môre alles oor te neem nie.
Ons bid ook baie keer. Ons vra, Here, verander my omstandighede, verander hierdie gebeurtenis, verander hierdie mense. Maar dan kom Petrus en sê, weet jy, onthou, julle klaar vir Christus. Julle omstandighede kan dalk verander en God kan julle gebede verhoor deurdat julle omstandighede verander, maar dit is dalk van korte duur, dit is dalk 'n kortsigtige manier van kyk daarna. Hou vas aan dit wat standhoudend is, dit wat 'n lewensveranderende waarheid is. Hou vas aan Christus. Eintlik wat Petrus vra is, Here, verander my karakter. Nie noodwendig my omstandighede nie, maar verander my karakter. Want daardie karakter se verandering hou langer as die gemak. Dit vat ons terug na die bekende psigiater, Oostenrykse psigiater Viktor Frankl, wat Auschwitz oorleef het en wat deur dit alles moes gegaan het, saam met die mense in die gaskamers in die Tweede Wêreldoorlog, moes gesien het hoe mense van hulle gesondheid gestroop word, van hulle klere gestroop word, van hulle mense weggehou word, alles, hy moes dit alles deurgaan. En dan vertel Viktor Frankl, en sê hy, maar weet jy, hulle kon alles wegvat, hulle kon alles van mense gestroop het. Maar een ding kon hulle nie regkry nie. Dis die vryheid om te kies, hoe gaan ek op my omstandighede reageer? Die vryheid om te kies, hoe gaan ek op my omstandighede reageer? En nou kom ons en sê, maar dis die tweede waarheid. Ons het vir Christus. Dis eintlik wat ons kan by Viktor Frankl se woorde voeg. Sê, ons kies nie net hoe ons wil reageer nie. Ons weet, ons het vir Christus in dit alles. Die derde waarheid wat Petrus vir ons onderstreep in hierdie gesprek rondom die tafel, dan sê hy, terwyl jy groei, terwyl jy al hierdie dinge deurgaan, onthou wie jy is. Moenie vergeet hoekom jy op hierdie aarde is nie. Moenie vergeet hoekom die kerk, moenie vergeet hoekom julle as gelowiges by mekaar is nie. Nou, 1 Petrus het vir ons vertel hoe die kerke verspreid is oor Klein-Asië. En hier sê hy ook, onthou, moenie vergeet, al is julle verspreid, daar waar julle as groepies by mekaar is, die mense gaan probeer om julle weg te kry van die Christelike geloof. Hulle gaan julle onderdruk, hulle gaan vir julle probeer om van Christus te vergeet. Moenie vergeet, groei in julle geloof, maar moenie vergeet wie julle is in Christus nie. Jy is nie jou werk nie, jy is nie jou prestasies nie, jy is nie jou beroep nie, jy is nie jou bankrekening nie, jy is nie jou gesondheid nie. Jy is die ligdraer wat Christus in hierdie wêreld kom plaas het. Want Christus kom sê, weet jy wat, jy behoort aan my, dis wie jy is, jy behoort aan my. Onthou, 'n ligtoring kan nie die storms keer nie. 'n Ligtoring kan nie die branders kleiner maak as die storms woed nie. Maar 'n ligtoring bly skyn. En in daardie skyn help hy, sodat bote en skepe nie op die rotse beland nie. En dit is deel van Petrus se skrywe, as hy vra, in hierdie groei van julle, in hierdie omstandighede wat nie altyd gerieflik is en waar mense probeer dat julle van Christus vergeet. Moenie julle sig verloor nie, moenie vergeet wie julle is in Christus nie, maar onthou, bly skyn die liefde wat julle in Christus ontvang het. Dis waarmee hy ook haar eindig gaan sê, broederliefde en dan liefde, julle moet onthou, dis goed om al hierdie kennis en die deugdheid en alles te hê, maar wat tel is daardie liefde, daardie skyn wat hy ook in ons wil sien. Vriende, ons moet hierdie woorde van Petrus ter harte neem, want
Dit is dieselfde man wat vir Jesus gesê het, Here, al sou almal teen u draai, ek sal nooit vir u verloon nie, ek sal nooit teen u draai nie. En 'n paar uur daarna, toe verloon hy vir Christus, daartoe hulle vir Christus gevange geneem het. Petrus se lewe was nie volmaak nie. Alles was nie perfek nie. Maar hy kom en hy sê, maar deur Petrus se verhaal, hoor julle, ook in vandag se tyd, in Suid-Afrika, wêreldwyd, hoor julle dat julle ook geroep is om te skyn. Want sien, dieselfde Here wat vir Petrus daar uit sy mislukking uit opgetel het, is steeds vandag besig om mense te vorm. Ag, dit is iets kleins wat jy maar sommer net kan oplet. Maar kyk weer as jy deur die dorp ry en jy sien die kerk met die kerktoring. Daardie toring wat hemelwaarts wys, nou ons glo God is oral, hy is nie net daar bo nie, hy is oral hier tussen ons ook. Maar dit is ook wat die mense geglo het, dat die kerk wys, die toring wys na God. Dis iets wat ek en jy ook vandag weer vir mekaar kan help onthou. Al is ons storie nie perfek nie. Ons het vir Christus. Al is ons land nie perfek nie. Al is die wêreld nie perfek nie. Ons het vir Christus en ons gaan nie toelaat dat iemand vir ons keer om soos 'n ligtoring ook te wys waar God se liefde lê nie. Kom ons bid saam. Here, of ons nou vandag in Wellington is, of ons in Londen is, of in Sydney is, of in New York is, of waar ons ook al in die wêreld is. Here, U sien iets in ons raak, en deur Petrus se woorde hier in 2 Petrus onderstreep U dat U vir ons ook roep om te groei. U roep vir ons om U lig te dra wêreldwyd, dat ons nie ingesluk word en ons sig verloor nie, maar dat ons reeds in die middel van storms, in die middel van moeilike tye, is ons daar om vir ander te wys dat U lewe en dat U God is. Help ons om dit te doen. Amen. Broers en susters, vriende, al verlaat almal ons, sê Petrus, ek sal U nie verlaat nie. Maar hierdie keer is dit Christus self wat dit vir ons sê, en nie Petrus nie. Hy sê, maak nie saak wat jou verhaal vandag is, en wat jou uitdaging, wat jou omstandighede is nie. Hy sal ons nooit ooit verlaat nie. Gaan lewe uit die oorvloed van God se genade. Amen.